Eksodus 18, die besoek van Jethro. Toe Jethro, die priester van Midian, Moses se skoonvader, hoor alles wat God aan Moses en aan sy volk Israel gedoen het, dat die Here Israel uit Egipte uitgelei het Jethro, Moses se skoonvader, Sipora, die vrou van Moses, geneem, nadat hy haar teruggestuur het, en haar 2 seuns. Die naam van die een was Gersom, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling geword in 'n vreemde land. En die naam van die ander was Eliezer, want hy het gesê, die God van my vader is my hulp, en het my van Farao se swaard verlos. En Jethro, Moses se skoonvader, het met sy seuns en sy vrou na Moses gekom in die woestyn waar hy by die berg van God met die laar gestaan het. En hy het Moses laat weet, ek, jou skoonvader Jethro, kom na jou met jou vrou en haar 2 seuns saam met haar. Daarop gaan Moses uit, sy skoonvader tegemoet, en hy het gebuig en hom gesoen, en hulle het na mekaar se welstand gevra en in die tent ingegaan. Moses het vertel aan sy skoonvader alles wat die Here aan Farao en aan die Egiptenaars ter wille van Israel gedoen het, al die moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom het, en dat die Here hulle verlos het. En Jethro het hom verheug oor al die goeie wat die Here aan Israel gedoen het, dat hy hulle uit die hand van die Egiptenaars verlos het. Daarop sê Jethro, geseënd is die Here wat julle verlos het uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van Farao, wat die volk onder die hand van die Egiptenaars uit verlos het. Nou weet ek dat die Here groter is as al die gode, naamlik die saak waarin hulle vermetel was teen hulle. Daarop het Jethro, Moses se skoonvader, 'n brandoffer en slagoffers geneem teen eer van God. En Aaron en al die oudstes van Israel het gekom om saam met Moses se skoonvader brood te eet voor die aangesig van God. En die volgende dag het Moses gesit om reg te spreek vir die volk, en die volk het voor Moses gestaan van die môre tot die aand toe. En toe Moses se skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy, wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen, en die hele volk staan voor jou van môre tot die aand toe? En Moses antwoord sy skoonvader, omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. As hulle 'n saak het, kom hulle na my, en dan moet ek reg spreek tussen die partye en die insettinge van God en sy wette bekend maak. Maar Moses se skoonvader sê vir hom, die ding wat jy doen is nie goed nie. Jy sal heeltemal uitgeput raak, jy sowel as hierdie volk wat by jou is, want die saak is te swaar vir jou. Jy kan dit nie alleen doen nie. Luister nou na my. Ek sal jou raad gee en God sal met jou wees. Wat jou betref, wees jy die verteenwoordiger van die volk by God en bring jy die sake voor God. En onderrig hulle in die insettinge en die wette en maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan en die werk wat hulle moet doen. Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat, en stel die aan oor hulle. Owerstes oor 1000, owerstes oor 100, owerstes oor 50 en owerstes oor 10. En laat hulle voortdurend oor die volk die regspraak uitoefen. Al die groot sake moet hulle na jou bring, maar in al die klein sake moet hulle self regs spreek. Maak dit so ligter vir jou, en laat hulle saam met jou dra. As jy dit doen en God dit jou beveel, kan jy dit uithou en sal ook al hierdie mense tevrede na hulle woonplek gaan. Moses het toe geluister na sy skoonvader en alles gedoen wat hy gesê het. Moses het bekwame manne uit die hele Israel gekies en hulle as hoofde oor die volk aangestel. Owerstes oor 1000, owerstes oor 100, owerstes oor 50 en owerstes oor 10. En hulle het voortdurend oor die volk die regspraak uitgeoefen. Die moeilike sake het hulle na Moses gebring, maar in al die klein sake self reg gespreek. Toe het Moses sy skoonvader laat gaan, en hy het na sy land getrek.